studie. Ek wil vra dat julle asseblief weer saam met my sal bid. Barmhartige en regverdige Vader, dankie dat U vir ons goed is. Baie dankie dat U vir ons oplossings gee vir die dinge wat ons in die wêreld ook sien, wat ons lees, wat ons nie altyd ook verstaan nie. As ons dit kombineer met dit wat ons in die Heilige Skrif lees, dan kry ons 'n ander perspektief op die wêreldgebeure en wat ons dan ook glo die regte perspektief is. Ons sit die bril van die Heilige Woord op en wanneer ons deur hierdie bril kyk, dan lyk die wêreld anders. Ons verstaan dinge beter, ons sien dit duideliker, maar ons het ook nuwe moed en nuwe krag. Ons bid dan dat U ook deur die Bybelstudie wat ons nou het, deur die Heilige Gees aan ons die korrekte perspektief sal gee. Ons bid dit in die naam van U Seun, ons Here Jesus Christus. Amen. Goed. Nou ja, hierdie is 'n bietjie 'n ander benadering tot Bybelstudie, in dat ons eerder 'n onderwerp gevat het. Nou met Bybelstudie kan 'n mens so te werk gaan, dat jy 'n onderwerp vat en dan bekyk jy eerder die onderwerp en jy gaan soek die skrifgegewens op oor die onderwerp. En hoe meer ek hierdie Bybelstudie doen, hoe meer is ek van die oortuiging dat die bose en die invloed van die bose in die wêreld waarin ons leef, is geweldig groot. Maar dat die moderne mens sien dit nie meer nie, en dat die moderne mens dink dat die gepraat oor bose geeste is eintlik bangmaak stories of ou vrou stories. Ek dink ons kry baie meer met die bose te doen as wat ons besef. Kom ek gee 'n paar voorbeelde. Ek het nou sommer vanoggend net vinnig, nie baie tyd daaraan gespandeer nie, het ek gekyk na 1 of 2 dagblaaie, en as ek so kyk na die dinge wat ek daar sien, ek dink byvoorbeeld aan die teregstellings in Gaza, waar daar baie grafiese video's was, wat ek nou self nie gekyk het nie, ek hou nie daarvan om myself aan so iets bloot te stel nie. Wat is dit anderste dat mense boos is, wanneer hulle met groot aanvalsgewere agter mense in die openbaar gaan staan en mense sommer doodskiet. En jy dink hoe daai mense gevoel wat in angs en spanning was. Kom ons kom nader na ons eie land toe. Ek lees die berig oor die sogenaamde varkhokmoorde van daardie man en daardie seun, en hulle het blykbaar 2 nie blanke vrouens vermoor en in 'n varkhok gelos, saam met ook 'n swart werker. En as jy nou begin luister na die getuienis, dan kom jy agter, maar hier is iets verkeerd. Hoekom tree mense so op? En watter verklaring kan 'n mens gee vir hierdie gedrag van mense? En as ek hierdie goed so lees, en ek kyk na die Bybel, dan is hierdie tipe van gedrag boos. En die Bybel sou dit beskryf as boos. Nou, wanneer ek sê dat mense ook goed soos hierdie doen, en dit is boos, en ek wil sê, in sekere gevalle dink ek hierdie mense is ook onder die beheer van die bose, van bose geeste, vat byvoorbeeld plaasaanvalle, of aanvalle op mense in hulle huise, huisrooftogte, en waar mense ook dikwels sleg verniel word, of vermink word. Dit is tog nie, jy weet, die sielkundiges het 'n naam vir alles. Hulle sal sê so mense is 'n psigopaat byvoorbeeld. Maar my gevoel is dat wat van die Bybel? Die Bybel beskryf hierdie tipe van gedrag as bose gedrag.
En as die gedrag van mense wat onder die invloed van die bose is, en dis presies waar ek weer wil begin vanoggend. En ek het weer hierdie gedeelte mooi deurgelees. Wat gebeur waar bose geeste werk? Bose geeste laat mense waansinnig en onverantwoordelik optree. Daai waansinnigheid is wat die sielkundiges dadelik 'n naam voorgee, terwyl ons daar te doen het met die werk van die bose, van die duiwel. En daarom is dit ook 'n werklike geestelike stryd. Ja, aan die een kant moet jy sorg dat jou kruit droog is, maar aan die ander kant moet jy ook baie seker wees dat jy jou Bybel lees. Die voorbeeld wat ons hier het is 1 Samuel 18 vers 10. Die volgende dag het die bose gees van God, en ons het daaroor gepraat verlede week, oor Saul vaardig geword. Dis 'n gees wat God gebruik het in sy diens. Nie God is die outeur van die boosheid van die gees nie, want God wat volkome goed is, artikel 1 van die Nederlandse geloofsbelijdenis, kan nie die outeur wees van die boosheid van daardie gees nie. So God stuur hierdie gees, en wat doen hy? Sodat hy Saul rasend was van binne in die huis, terwyl Dawid soos elke dag met sy hand speel en Saul 'n spies in sy hand hou. Nou, eventueel, as jy hierdie geskiedenis gaan klaar lees, dan sien jy ook hoe dat Saul probeer om Dawid by meer as een geleentheid dood te maak, waar dat die Here Dawid elke keer ook beskerm en bewaar teen hierdie bose optrede van Saul. So as jy net gaan kyk na wat jy lees in die Koran, dan dink ek ons het baie meer te doen met die bose en mense wat onder die invloed is van die bose as wat ons besef. Dis maar nie net gewone kriminaliteit nie. Dis nie maar net gewone wreedheid nie. Dit is nie maar net gewone sielkundige siektes nie. Wanneer bose geeste van iemand besit neem, kan die toestand versleg. Jy weet, ek dink daar is 'n periode in mense se lewe wat hulle oop is vir die beïnvloeding deur bose geeste, en dit gaan met hulle reeds sleg. Maar soos wat hulle op hierdie pad aangaan, kom daar ander tipe geeste wat in hulle lewe inkom, wat in hulle kom woon, en dan versleg hulle verder, hulle word erger. En dit is weer 'n ander verklaring as dit wat in die wêreld hier buite gegee word. In die wêreld hier buite word daar doeteenvoudig allerhande name gegee vir mense wat versleg. Asof dit altyd net 'n siekte toestand is. En asof dit niks te doen het met mense se geestelike lewe en die stand van hulle geestelike lewe nie. En ek wil juist dan die punt maak deur te sê, dit is hoekom dit so geweldig belangrik is, dat jy geestelik paraat is en tyd spandeer aan jou geestelike gesondheid. Ek bedoel daarmee jou spirituele gesondheid. Ek dink deel daarvan, en ek het die punt al by verskeie kere gemaak in Bybelstudies, dat 'n mens moet let op wat jy lees, jy moet let op wat jy kyk. Ek het net nou daarna verwys, dat ek kyk nie graag na daardie tipe van grafiese geweld, soos wanneer hulle daardie mense doodskiet nie. Dis vir my doeteenvoudig boos. Matteus 12 vers 45, dan gaan hy en neem 7 ander geeste slegter as hy self met hom saam, en hulle kom in en woon daar, en die laaste van daardie mens word erger as die eerste. So sal dit ook wees met hierdie bose geslag. Nou wat jy dus sal sien, sê hierdie vers, is dat waar mense aanvanklik versleg, tot op 'n punt, kan dit altyd slegter word. En jy sien dit dan ook. Ek dink as jy nou met 'n sielkundige gaan praat, dan gaan hy weer eens vir jou allerhande redes kan gee waarom iemand se toestand versleg. En die laaste ding wat by hulle opkom is wel, hierdie mense toestand versleg omdat hierdie mens oop is vir die bose en vir bose geeste.
En dat hierdie bose geeste wat reeds in die persoon was, uiteindelik ander gaan kry het, wat nog meer in hierdie mense lewe ingekom het en wat erger is as hulle. Jy weet, die Bybel word altyd afgemaak as die een of ander storieboek, as iets fabelagtig. En mense steur hulle nie hieraan nie. Maar as jy gaan kyk na die sielkunde en die psigiatrie, hulle het baie beperkte resultate. Die suksessyfer is eintlik laag. Hoekom? Vra jouself die vraag af, hoekom het ons nie hierdie fenomenale sukses met mense wat ons behandel nie? Is die probleem nie eintlik 'n spirituele probleem nie? Dat mense onder die invloed is van bose geeste nie, en dat hulle uiteindelik onder hulle invloed bly en dat hulle versleg, omdat daar ander, groter, gevaarliker, slegter geeste in daardie mense se lewe ingekom het nie. En ek weet, ek stel myself hier bloot deur dit wat ek sê, maar ek lees die Bybel, en ek lees die Bybel vir wat daar staan, en ek aanvaar die Bybel as waar. So ek gee 'n ander verklaring, en dis juist wat ek ook net nou gebid het. Ek dink, as die wêreld dan die antwoorde gehad het vir al hierdie dinge wat gebeur, waarom het ons nie beter oplossings nou al nie? Ons is al soveel jare met hierdie goed besig. Waar is die oplossings dan, as hierdie mense soveel insig daarin gehad het? Hier het jy 'n boek wat, hier het jy 'n hoofstuk, ons praat nou van Matteus 12, wat 2000 jaar oud is, wat vir 2000 jaar deur mense geglo is. Die laaste 50 jaar is dit onder verdenking, maar vir amper 2000 jaar het baie mense dit aanvaar as die waarheid. Dit is wat die Here self sê, die Here wie ons aanvaar as die seun van God. Hoekom sal ek dit nie aanvaar nie? Ek gaan mos dit eerder aanvaar. So ek vra net, jy weet, voordat, en mense is lief daarvoor, en ek het niks teen 'n sielkundige of 'n psigiater nie, ek het my persoonlike opinie daaroor, en ek sal dit nie hier uitspreek nie. Maar in die algemeen is mense baie vinnig en haastig as daar so iets is, om na sulke mense toe te hardloop met 'n probleem, of as 'n persoon versleg. En mense gaan nie, en gaan byvoorbeeld na die predikant toe en sê, is dit nie moontlik dat ons hier te doen het met die werk van die bose nie, en dat hierdie persoon versleg, omdat hierdie mens onder die invloed is van die bose, en nou onder die invloed gekom het van ander geeste nie. Is dit nie die probleem nie? Is dit nie 'n spirituele probleem nie? Hoe moet ons dit aanpak? Hoe kan ons iets daaraan doen? Want daar is werklike oplossings. En jy sal vind dat mense wat op die voorpunt van die stryd teen hierdie boosheid in die wêreld is, byvoorbeeld die Suid-Afrikaanse Polisiediens het jare gelede ook so 'n okkulte eenheid gehad. Hulle sê dit is 'n realiteit. Hulle weet dit is 'n realiteit. As jy wil weerbaar wees in die lewe, dan gaan dit nie net oor jou kruit wat moet droog wees nie, maar jy weet dat weerbaarheid begin by 'n geestelike weerbaarheid. Hierdie goed word deesdae heeltemal geïgnoreer. Hoe gaan dit met mense? Gaan dit met mense beter? Gaan dit met ons beter? Dit gaan met ons slegter, want ons het slim antwoorde, maar ons antwoorde maak nie meer sin nie. Ons is nie in 'n beter toestand nie. Hoekom nie? Moet ons nie net dood eenvoudig weer na die skrif begin luister nie? Dan Matteus 13 vers 19, as iemand die woord van die koninkryk hoor en nie verstaan nie, kom die bose en roof wat in sy hart gesaai is. Dit is hy by wie langs die pad gesaai is. Dis natuurlik weer die gelykenis van die saaier, waar die saad op die pad geval het, en die voëls het gekom en dit opgepik en dit weggeneem. Met ander woorde, en dit het niks geword nie. En dis die probleem dat jy vind, dat mense wat onder die invloed van die bose is baie min blootgestel aan die woord.
Hulle gaan nie baie gereeld kerk toe nie, of as hulle gaan, verstaan hulle dit nie meer nie, of hulle verstaan dit verkeerd, of hulle het 'n baie slegte verhouding met mede-lidmate of met die leiers in 'n gemeente. Dit is alles maniere waarop die bose dit moeilik maak vir die woord om by daardie mens ingang te vind en daardie mense lewe te verander. Ek kan vir u sê, u kan dit maar gaan toets, u kan met mense daaroor gaan gesels. Hulle het gewoonlik 'n probleem, het sy met die kerk, met die predikant, met predikante, met die kerkraad, met medegelowiges, maar hulle word altyd al slegter. Dit gaan nie met hulle beter nie. Terwyl mense wat nie al daardie probleme het nie, en wat hulle self oopstel vir die woord, wat betrokke is by 'n gemeente, wat eredienste bywoon, met daardie mense gaan dit goed. Hoekom is dit so? Neem dit self dan waar. Kyk wat jy sien. Jy weet, ons is so gewoond om deur die wêreld gekul te word. Die wêreld sê vir ons, die Bybel is nie waar nie, kan nie die Bybel letterlik opvat nie. Daar is nie sulke goed soos bose geeste nie. Die kerk is nie nodig nie. Die Bybel kan dit nie doen nie. En mense luister en glo hierdie goed. Of baie mense luister en glo hierdie goed. Jy moet na 'n sielkundige toe gaan, jy moet net jou pille drink. Dit is 'n fisiese probleem. En gaan dit met daardie mense beter, kom ek sê vir jou, in die oorgrote meerderheid, en weer eens ek sê, ek het nie iets teen 'n dokter of teen die gebruik van medikasie nie, maar hulle het nie al die antwoorde nie. En mense wil dit nie verstaan nie. Die Bybel sê vir ons, daar is iets anders. Daar is iets groter, daar is 'n ander realiteit. Neem dit in ag. Moet dit nie ignoreer nie. Jy ignoreer dit en dit gaan tot jou nadeel wees dat jy dit ignoreer. So, die positiewe van Matteus 13 vers 19 is, sorg dat jy die woord hoor. Sorg dat jy blootgestel is aan die verkondiging van die evangelie. Sorg dat jy in 'n gemeente is waar die woord verkondig word. Nie waar jy die hele tyd 'n stryd het teen mense wat van die waarheid met die waarheid ploeg nie, of wat verward is nie. Want jy mag dink jy's 'n superheld, jy is super sterk en kan weerstand bied teen hierdie voortdurende verkeerde verklarings en agteruitgang, maar jy kan nie. Jy kan dood eenvoudig dit nie altyd doen nie, want dan maak jy baie van jou eie krag. En die Bybel waarsku ons juist daarteen dat ons nie krag in onsself het nie. As ons dan soveel krag in onsself gehad het, dan sou ons onsself kon gered het. Die krag in my en die mag in my is die Heilige Gees, dis God. En dit is die krag waarmee ek stryd teen die bose in hierdie wêreld. En ek het dit vir julle al die vorige keer gesê, onthou nou as die Here hier praat hy van baie van hierdie mense was toegegee buitekant die kerk, maar baie van hulle was ook in die kerk, wat het ook so groot geword. Saul byvoorbeeld was die koning van God se volk, en tog was hy onder die invloed van die bose. Hy was die koning van God se volk. Hy was die leier van die kerkvolk. So, wees baie versigtig. 1 Timoteus 6 vers 4, dit is verwaand, die is verwaand, en verstaan niks nie, maar het 'n sieklike sug na twisvrae en woordestryd, waaruit ontstaan afguns, twis, lasteringe en bose agterdog. Hoogmoedigheid is die begin van 'n probleem. As jy ly aan die boesemsonde van hoogmoedigheid, wees baie versigtig dat jy nie onder die invloed van die bose kom nie. Dit is vir intelligente mense 'n tydige waarskuwing. Om te sit en te gesels en te redeneer is een ding, maar jy kry 'n tipe mens wat altyd fout vind met alles en altyd wil stry. En dit klink vir my baie soos die moderne wetenskaplike benadering om alles te
bevraagteken. En ek dink daar is doeteenvoudig sekere dinge wat 'n mens nie bevraagteken nie. Ek bevraagteken nie die Bybel nie. Ek bevraagteken nie dat die Bybel die woord van God is nie. En dat wat ek daarin lees en wat God daarin sê is vir my die waarheid nie. En as God vir my sê daar is bose geeste, en dit is wat bose geeste doen, dan aanvaar ek dit. En as hy vir my sê, my stryd in hierdie wêreld is teen die bose en teen sy geeste, dan aanvaar ek dit. En hy kom en hy sê ook vir my, hoe moet ek teen hulle weerstand bied? Ek aanvaar dit. En ek stry teen hulle. As ek by iemand iets kan leer, is ek nie afgunstig op daardie persoon nie, maar ek beleef dit eerder as 'n guns, as 'n genade, as 'n wonderlike voorreg om te kan sit en te kan luister, en iets daar weg te kan neem. As jy gedurig besig is om te stry en te beklei en te twis, is daar 'n waarskuwingslig wat vir jou moet aangaan. Dan moet jy vir jouself afvra, staan ek onder die leiding van die Heilige Gees, of staan ek onder die leiding van 'n bose gees? En as jy sê, nou, op hierdie oomblik as jy die woorde hoor, en jy sê, hierdie dominee maak my die hoenders in, dan moet jy sommer weet, jy het jou antwoord. Want jy is al klaar besig om kwaad te word as jy die waarheid hoor. Hoekom word jy kwaad? Wie maak jou so kwaad? Ek wat vir jou sê dat daar is die moontlikheid van demoniese beïnvloedinge in jou lewe. En jy kry met mense te doen, hulle is permanent kwaad. Jy kry selfs hier die sê ding onder mense wat sê, ek word nie kwaad nie, ek is kwaad. En dan dink hulle dit is baie oulik. Dit is nie oulik nie. Inteendeel, dit is eerder 'n teken daarvan, dat jy onder die invloed van die duiwel is. Want jy redeneer op 'n duiwelse manier. En dan, dit het my nogal getref vanoggend in my voorbereiding, deurdat hy gesê het, twis lasteringe en bose agterdog. So baie van hierdie gevloek en geskel en sleg sê, en dood eenvoudig laster is die misbruik van die naam van die Here, is nie 'n goeie teken nie. Dis nie 'n goeie teken nie. Ek hoop u lees dit. En dan vra ek vir jou, wat kyk jy op die televisie? Luister, hoe word daar gelaster met die naam van God? Hoe word daar gevloek en geskel? Ek moet vir julle sê, ek het totaal opgehou om, ek is by geen netwerkie, nie by Netflix nie, nie by DStv nie, ek stel nie belang nie, ek glo nie, ek sal ooit weer kyk nie. Never say never, sê hulle. Maar ek wil vir julle sê, dit het versleg, Hollywood het agteruit gegaan, dis 'n klomp gemors deesdae. En ek gaan myself nie so besoedel nie, ek gaan myself nie daaraan blootstel nie, dit het niks meer te doen met Christus nie, met die kerk nie, daar is nie volgens my enige iets meer vir gelowiges daar nie. Bose agterdog, jy kry mense wat agterdogtig is oor alles, ontevrede is met almal, agter elke hoek en draai, iemand sien wat besig is om hulle te ondergrawe, of hulle by te kom, daai goed, sê die apostel Paulus vir ons, is die werk van die bose. Jy mag sê, as hier is sielkundige sou luister hierna, gaan hy sê, ag Domie, dis gewone vervolgingswaan, is dit. So hoe behandel jy dit? Gewone, het jy ook gedink, ek sal nie weet van vervolgingswaan nie, ek weet daarvan, maar die Bybel kom en sê, dis 'n bose agterdog. Dit kan ook geeste wees wat jou siel versondig, wat jou so agterdogtig maak, want hulle wil jou lewe ontwrig, want wat doen hulle, as hulle dit doen, as hulle jou so agterdogtig maak? Wel, jy het nie vriende nie, jy het naderhand nie meer familie nie, jy is ontevrede met almal, almal is teen jou, jy word geïsoleer, jy raak eensaam, jou lewe gaan nog meer agteruit, en uiteindelik eindig dit vir jou in die dood, in ellende en in die dood. En dis wat die duiwel doen, hy is 'n mensemoordenaar. So hoe breek jy dit? Deur nog 'n kalmeerpilletjie. Hoeveel het dit gewerk? Wie het al gesond geword en teruggekom en gesê, baie dankie
Hier is my kalmeerpille terug, ek is nou klaar, ek is nou gesond. Ons almal weet, dit gebeur net nie. Dis die realiteit, dis die waarheid. Is daar nie 'n ander benadering wat gevolg moet word nie? Is die Bybel nie waar op hierdie punt nie? Want ek dink die Bybel is waar op hierdie punt. Hier's 'n ander verklaring daarvoor. Hier's 'n ander moontlikheid om mense te behandel, om die probleem werklik aan te spreek. En ja, ek dink party van hierdie mense moet 'n mens dood eenvoudig vir hulle reguit sê, jy moet nie hulle paai nie, jy moet vir hulle sê, luister, hierdie agterdog van jou, weet jy waar kom dit vandaan? Weet jy waar dit begin? Jy moet ophou daarmee. Jy moet jou bekeer van dit. Wat sê die Bybel? Ons het die afgelope Sondag 'n preek gehad. Die pad is dood eenvoudig uitgespel in die Bybel. Dit is berou, dit is bekering en dan is daar vergifnis. Ek herhaal dit. Berou, bekering en vergifnis. En ek wil dit eintlik so sê. Berou, bekering, vergifnis en genesing. Dis die pad. Die Bybel is duidelik daaroor. 1 Johannes 3 vers 12. Nie soos Kajan, wat uit die bose was en sy broer doodgeslaan het nie. En waarom het hy hom doodgeslaan? Omdat sy werke boos was en die van sy broer regverdig. Sy werke het gewys dat hy is boos in sy hart. En dis die ding, die Here het dit ook vir ons gesê in die Bybelstudie wat ons gedoen het uit die bergrede in Matteus hoofstuk 7, dat 'n boom word aan sy vrug geken. As die boom se vrug vrot en sleg is, dan weet jy die boom is vrot en sleg. As die vrugte boos is, en ek het die afgelope Sondag gesê, kan jy weet die persoon het 'n boosheid. Daar's 'n boosheid wat die persoon van moet skei, van moet loskom, van bevry moet word, van die persoon moet daar uitkom. En jy moet dit, hoe gaan die mens ooit daar uitkom? As die predikante en die kerke voortdurend die mense stuur vir pilletjies. Wat het geword van wat die Bybel vir ons sê, hierdie goedse mag word gebreek deur Christus, deur die verlossing in Christus en deur gebed en die aantrek van die wapenrusting van die gelowige. Dit is deesdae vir almal airy-fairy praatjies. Dit kan nie waar wees nie. Dit kan nie so eenvoudig wees nie. En wat ek vir jou sê, dit is definitief nie eenvoudig nie en dit is definitief nie maklik nie. En dit is 'n pad wat geloop moet word. En dan 'n konstante positiewe verhouding met die Here. Die doen van die regte dinge, soos om jou Bybel te lees, om kerk toe te gaan, om elke dag van jou lewe te bid dat jy bewaar moet word van die bose. Weereens, ek wil sê, hoeveel oplossing hoeveel verlossing, hoeveel uitkoms het die moderne wêreld met die moderne benadering vir ons op hierdie punt nou al gebring. En kom ek sê vir jou, bitter min. Bitter min. Jy ken mense wat hiermee sit en wat hiermee worstel. Ja, die wêreld dink daar's nie meer plek vir die kerk nie, vir die Bybel nie, vir 'n geestelike benadering en behandeling nie, en dit gaan nie met ons beter nie, dit gaan duidelik met ons slegter. Want die duiwel het dit nou reg gekry om mense verdag te maak teenoor die Bybel, hierdie benadering, die Bybelse benadering, tot die behandeling van hierdie probleem. Dis presies wat hy wou gehad het. Nou kan hy doen net wat hy wil, en hy kan absolute totale verwoesting in mense se lewens saai, want hulle gaan sien, hierdie of daardie persoon, hulle stap daaruit met nog 'n voorskrif, en niks het in wese in hulle lewe verander nie, behalwe dat hulle meer zombie-agtig is, meer verwyderd uit hierdie wêreld is, meer afgestomp is. Dis wat die resultaat is. En skynbaar dink mense, dit gaan nou beter. Dit gaan nie beter nie, maak op jou oë. Dit gaan nie beter nie, daai mens leef nie. Daai mens leef nie. Wat van die Bybelse pad van berou, bekering en vergifnis? Waar is die gelowiges wat bereid is om saam met mense hierdie pad te loop, van berou, bekering en vergifnis? Om vir mense te sê, jy kan nie aand vir aand
gaan drink nie. Jy kan nie aand vir aand in hierdie tipe van kroe en hole gaan uithang en dink dat die duiwel kry nie 'n hou vas op jou nie. Stop dit. Anders het jy nie 'n plek in die gemeenskap van die gelowiges nie. En as ek nou nie weet, ek wil nou nie eens weer gaan op die roete van wat die gereformeerde kerk Nelspruit aangeval is, omdat hulle die moed gehad het om hierdie goed te sê nie. En ek dink dis baie belangrik dat ons as Christene vir mekaar dit sê en dat ons leiers het in die kerk wat bereid is om hierdie goed te sê en die pad aan te toon terug. Dat mense werklik hulp kan kry vir die probleem. Maar dat julle ook hoor wat belangrik is, hoe 'n mens jou moet voor die tyd voorberei dat jy nie onder die invloed van die duiwel kom nie. En weer eens wil ek vir jou sê, dit behels jy lewe naby die Here. Dit is vir jou belangrik. Jy vat jou Bybel, jy bid, jy gaan kerk toe. Jy mis nie eredienste nie. Ek kan nie glo dat ek nog met mense hieroor moet praat nie. En dikwels, jammer om het te sê, julle is nou 'n ouer gehoor vanoggend, maar dikwels is dit nie noodwendig jong mense nie, maar dit is ouer mense wat sê, ja, maar ek het net nie meer die fisiese krag nie, ek het net nie meer die gesondheid om te gaan nie. En dan moet jy sien hoe begin hulle agteruit gaan. En as jy vir hulle sê, omdat hulle vir baie lank nie eredienste bywoon nie, dan het hulle allerhande redes en verskonings en die probleem is, baie mense aanvaar dit. En hulle besef nie, dat die duiwel kan jou kry al is jy oud. As jy nou gedink het, vir een oomblik gedink het, die duiwel of sy demone gaan by jou verbyloop, omdat jy oud geword het, maak jy 'n groot fout. Dis juis nou wat hy vir jou gaan kry. Hy wil vir jou kry voordat jy doodgaan. Hy wil jou draai voordat jy doodgaan. En dit is vir my tragies om dit te sien, maar dit is wat dikwels gebeur. Werk nou met gevalle wat dit so is. En as ek moet luister na wat die Here in die Bybel sê, sê ek vir jou, daai mense se pad hel toe. Ek gaan binnekort dalk die formulier vir ban en afsnyding moet lees oor 'n ou mens. Hoe kan mens breek met bose geeste? Ons kan van bose geeste verlos word. Die Here Jesus se kruisdood was dat hy ons verlos het uit 'n bose wêreld. Dus ook van al die bose geeste en die mag van hulle aanvoerder, die duiwel. Ek dink dit is die belangrikste punt. Dat die Here Jesus het die oorwinning behaal oor die duiwel en alle helse magte aan die kruis op Golgotha. Dat die duiwel en alle helse magte is daar verslaan. Jy kry dat mense het 'n onnatuurlike, onverstaanbare vrees vir helse magte. Jy het selfs op 'n stadium gekry dat mense het na hierdie slamaaiers toegegaan om ander mense te toer of om 'n geliefde terug te kry. Jy kan nie glo hoe algemeen dit onder Afrikaners was nie. En ek kan dit vir julle bewys. Mense kan daaroor stry. Maar julle sal almal die welbekende reeks koöperasie stories onthou. Daar was een spesifieke episode van koöperasie stories wat net gegaan het oor toordery en slamaaiers, minstens in daardie weergawe. Jy kan hierdie skrywers soos P.G. Du Plessis, as ek reg onthou, was hy die skrywer van dit. Het baie keer hierdie goed waargeneem in die Afrikaner gemeenskap en dan het hulle 'n storie daarvan gemaak. So dit was algemeen. Dit het gebeur. Hierdie mense het kerk toe gegaan, maar hulle het ook vrese gehad vir hierdie goed. Ek onthou nog hoe Genist ster tussen die bene daar weggehardloop het, omdat hy bang was vir die spooke en die toordery wat daar aan die gang is. Die duiwel, die demone, enige helse mag, het geen mag of hou vas op 'n ware gelowige wat naby die Here lewe nie. En dis die punt, want Christus het hulle oorwin. So jy het niks te vrees van hulle nie, of van die huisbediende wat ewe skielik 'n klomp geel poeier in jou huis rondgestrooi het, omdat jy haar laat loop het nie. Jy het niks te vrees daarvan, die man vee die poeier op en gooi die goed uit. En indien nodig, vra die dominee dat hy saam met jou kom bid.
En die duiwel sal nie bly in 'n huis, of die demone sal nie bly in 'n huis, waar gebid word nie, waar die Bybel gehoor word nie, waar gesing word tot eer van God nie. En ek wil weer eens vir julle sê, ek doen baie moeite om mense te leer om te sing, en moenie enige ding sing. Want alles is nie dieselfde nie. Party goed is dood eenvoudig net nie waar, wat mense sing vir geestelike liedere nie. Kom ek gee vir u 'n vinnige voorbeeld. Gaan kyk 'n bietjie of Stille Nag waar is. Was dit 'n stille nag? Was dit 'n stil nag? Daar is kore van engele wat sing. Dit was nie 'n stil nag. So, en ek weet, nou roer ek 'n senuwee by baie mense. Ek roer nou 'n senuwee. Maar gaan kyk, hoekom sing ons psalms? Hoekom sing ons skrifberuimings? Hoekom is sekere goed nie daar nie? Dis nie daar nie, want dit is nie wat in die Bybel staan nie. So jy kan nie net enigiets sing as 'n geestelike lied en dink wel, die duiwel gaan nie daarvan hou as ek hierdie lied sing nie, en hy gaan van my al wegbly nie. Wat wil jy moet ek doen? Moet ek dit eerder nie sê nie eerder vir jou die waarheid sê nie. Al het jy 60 jaar geleef met die waarheid, met die idee dat hierdie ding is uit die Bybel uit. Dit is nie. Gaan kyk. En ek sê dit eerder vir jou. En ek sê vir jou, ja, bid, lees uit die Bybel uit, sing. Sing psalms, al is dit net 1 of 2 wat jy kan goed sing, sing hulle. En jy sal, die uitwerking daarvan op jou is ingrypend. Ons is in 'n werklike geestelike stryd gewikkel in hierdie wêreld. So, sekere dinge moet jy nie toelaat op jou televisie nie, jy moet dit nie toelaat op jou radio nie, want anders te bring jy hulle in jou huis in. Jy bring hulle in jou lewe in, jy nooi hulle in, jy sê vir hulle kom in. Sekere goed moet uit. En as jy gaan dink dat jou grootste probleem is die krimineel wat deur die elektriese heining oor die muur gaan kom, wat jy kan stop met 58 grein lood en koper, dis nie jou grootste probleem nie. Jy kan hom stop met 'n sekere hoeveelheid lood en koper. Die probleem is die geestelike aanval. So ja, jy moet al die voorsorgmaatreëls tref, maar ek dink ons moet ons oë oopmaak vir wat die Bybel vir ons sê ons groot gevaar is. So, die oorwinning lê in Christus, Galasiërs 1 vers 4, wat homself gegee het vir ons sondes, sodat hy ons kan uitred uit die teenswoordige bose wêreld, volgens die wil van ons God en Vader. Kyk 'n bietjie hier na die verband, nee. So daar word gesê in die eerste deel van daai frase, wat homself gegee het vir ons sondes, sodat, nou kom die tweede gedeelte, sodat hy ons kan uitred uit die teenswoordige bose wêreld. So, teenswoordige bose wêreld lê op die posisie van sondes, volgens die wil van God ons Vader. Nou dis wat ek net nou vir jou probeer sê het. Met daai loskom is berou, bekering, vergifnis. Loskom van die bose is, jy hou nie aan met 'n sonde nie. Jy bly nie in daai sonde nie. Jy vertroetel nie daai sonde nie. Dis berou, bekering en dan ontvang jy vergifnis. Dan het die wêreld, die bose wêreld en die bose in die wêreld nie 'n kans om in jou lewe in te kom en verwoesting te saai nie. Kyk, jy kan 100 verklaringe gaan gee van hoekom dit met jou sleg gaan. En gaan die expert na wie toe jy gaan, afhangende van wat sy veld is, hy gaan vir jou vanuit sy veld uit 'n verklaring gee van hoekom dit met jou sleg gaan. Maar ons is dikwels self die oorsaak van hoekom dit met ons sleg gaan, en hier sê Paulus vir ons in Galasiërs 1 vers 4, dit gaan sleg want daar is sonde. Wat is die oplossing? Of wie is die oplossing vir sonde? Jesus Christus is die oplossing vir sonde. Wat het jy jou lewe lang geleer in al die preke? Wat het jy van moedersknie af gehoor? Wat is die oplossing vir sonde? Die kruis op Golgotha is die oplossing vir sonde. En dat jy bereid is om die pad te loop van berou en bekering en vergifnis te ontvang. Het maak nie saak van hoe, kyk, het gaan nie oor hoe ons gedink het nie, ons almal dink op 'n sekere manier.
Ons dink ons is reg geleer, ons het al die inligting reg. Daar's een kontroleringsmeganisme, die kanon. Ons noem dit die kanon, dis die Bybel. Die Bybel sê sekere goed is sonde. As jy in sonde volhard, dan kom jy onder die invloed van die bose. Die teenswoordige bose wêreld, kyk, hierdie wêreld is boos. Jy kan nie hierdie wêreld jou woonplek maak nie. Jy moet 'n groot gedeelte van jou lewe en jou tyd spandeer om nie 'n burger van hierdie wêreld te wees. Dis moeilik, jy moet daarteen stry. Daar's aspekte van hierdie lewe wat wonderlik is en wat lekker is, ja. Maar jy moet altyd versigtig wees vir hierdie bose wêreld. Dis 'n bose wêreld. Dan Kolossense 1 vers 21, ook julle wat vroeër vervreemd was en vyhandig gesind deur die bose werke, het hy nou versoen. As jy onder die invloed is van die bose en die bose wêreld, dan is jou werke ook boos. Dan tree jy verkeerd op. En jy moet nou nog leer om daai los te kom. Christus is die pad hoe 'n mens loskom. Hy is die enigste manier hoe 'n mens kan loskom van boosheid. Jy weet, jy kry te doen met mense wat sê, man kyk, ek is soos wat ek is. Ek maak so, dis wie ek is. Aanvaar dit soos wat ek is. Ek vloek, ek skel, ek word kwaad. Niemand sal vir my sê nie. Dis wie ek is. Dis wie ek is. Aanvaar dit net so. Wel, jy kan mense intimideer. Jy kan dink jy kom daarmee weg, omdat baie mense omdraai en wegloop, omdat jy hierdie intimidasie taktiek het. Maar dit gaan, daai tyd gaan uitloop, hoor. Dat ek kan jou 'n brief gee, daai tyd gaan uitloop. Maar jy moet probeer om een van God se heilige engele te intimideer. Ek dink nie eers jy sal dit probeer om daai houding met God in te slaan nie. So vroeër was ons, vervreemd en vyhandig as gevolg van bose werke, as gevolg van die bose. Dit is miskien vroeër. Jy kan dus daarvan bekeer word. Jy moet berou hê oor dit wat jy was, oor wie jy was. Jy moet jou bekeer daarvan en jy moet met God versoen. En hoe jy versoen kan word, is deur Christus. Dit is die enigste wyse. En dan 2 Tessalonisense 3 vers 3. Maar die Here is getrou, hy sal julle versterk en bewaar van die bose. Ek dink dat 'n mens kan aan die einde van hierdie Bybelstudie van vanoggend kan jy vir jouself sê, ek het nooit besef dat die duiwel en sy demone, daai geweldige boosheid is so groot, is so gevaarlik en is so 'n faktor nie. Ek het dit nooit besef nie. Hierdie Bybelstudie het my dit laat besef. Wat nou? Ek het gehoor, daar is gesê, ek moet naby God leef, ek my Bybel lees, ek moet bid, ek moet kerk toe gaan. Ek het dit gehoor en ek aanvaar dit en ek wil dit doen, maar ek is nou 'n bietjie onrustig. Ek is in 'n sekere sin, kom ons noem dit maar, ek is 'n bietjie bangerig. Ek weet nie of ek al hierdie dinge altyd sal kan doen nie, want ek weet, ek is maar 'n mens en ek is maar geneig om te verslap en ek doen dit dalk vir 'n paar dae, vir 'n week of so en dan val ek weer terug. Dan sing ek nie meer nie, ek bid nie meer nie en ek lees nie my Bybel soos wat ek moes nie. Wat gaan dan van my word? Gaan die duiwel terugkom? En inderdaad, hy kan terugkom, die bose kan terugkom. Jou lewe gaan weer uitmekaar begin torring. Maar Paulus sê ook vir ons in 2 Tessalonisense 3 vers 3, dit hang nie van ons krag af. Dit hang nie van ons vasbyt vermoë af. Ons het nie almal dieselfde vasbyt in ons nie. Maar God is getrou, die Here is getrou. Die Here dra ons ook deur daardie tye. Maar moenie dit beskou as 'n gerieflike agterdeur om te sê, wel, ek is nou maar soos wat ek is, ek weet ek gaan nie getrou wees nie, maar die Here sal getrou wees en hy sal my help. As jy daai gesindheid het, dan is jy in die moeilikheid en dan het jy die verkeerde gesindheid.
Maar as jy werklik probeer, maar jy besef, ag ek het alweer verslap, dan het jy die troos van, maar die Here is getrou. Maar moenie daar gaan nie. Verander jou patroon, raak gedissiplineerd. Dit is eintlik verskriklik belangrik om gedissiplineerd te wees in hierdie stryd teen die bose. 2 Timoteus 4 vers 18, en die Here sal my verlos van elke bose werk en my red om in sy hemelse koninkryk in te gaan. Aan hom die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Wie se bose werk? Die Here sal my verlos van elke bose werk. Wie se bose werk? My bose werk. Dit wat ek verkeerd doen. Die vers sê dit tog duidelik. Die Here moet my verlos. Die Here verlos my. Die Here red my van my bose werk. En ons het almal die potensiaal om saam met die bose geeste en die duiwel te werk. En 'n mens kom baie keer agter, ek het boos gehandel. Ek het verkeerd gedoen. En hoe kom ek hier uit? Hoe kom ek hier los? Ek wil sê, hoe kom ek hier los? Want nou het ek myself weer onder die invloed gebring van die bose en die bose geeste. En ek wil gered word sodat ek in die koninkryk van die hemel kan ingaan. En ja, dan aan die Here kom toe die heerlikheid tot in ewigheid. Aan die Here gee ek die krediet. Dis die enigste manier. Ek werk my totaal en al op hom. Ek gee myself geheel en al aan hom oor. En sê, Here, ek het nie die krag in my om hierdie stryd te stry nie. Ek het nie. Maak nie saak wie ek is nie, ek het nie. Help my, red my. Ek is in hierdie sonde, ek is hierin vasgevang. Red my. Help my om te breek daarmee. Kan 'n mens die duiwel so weerstaan? Ek dink ek wil net met hierdie gedagte probeer klaarmaak vanoggend. Ek weet nie of ek sal kan nie, maar ek gaan gou probeer. Mense kan bose geeste inderdaad weerstaan of teëstaan. Kyk 'n bietjie na Matteus 5 vers 37. Maar laat julle woord wees ja, ja, nee, nee, wat meer is as dit is uit die bose. Met ander woorde, praat wat die waarheid is. En dis wat ek probeer doen. Ek probeer sê, dit wat ek in die Bybel lees, dit aanvaar ek. As die Bybel vir my sê, die Here vir my sê in die Bybel, daar is bose geeste, hulle het 'n geweldige groot invloed, hulle is baie gevaarlik, hulle is gevaarlik vir ons almal, hulle kan ons in hulle mag kry as ons volhard in sonde. As die Bybel vir my sê hoe ek moet breek met hulle, waar my verlossing lê in Christus, dan aanvaar ek dit. Maar dit begin ook baie eenvoudig in my lewe. Ek loop 'n baie reguit pad. As ek vir iemand gesê het ja, dan is dit ja. As ek gesê het nee, nee. Maar dan moet ek ook kan leer hoe om nee te sê. En dis baie keer by van ons 'n probleem. So dan sê jy, ja, maar jy bedoel eintlik nee, want jy wou nee gesê het. Dan is dit beter om eerder van die begin af dat mense jou leer ken as iemand wat sê nee. En baie van ons moet leer om te sê, nee, jammer, ek gaan dit nie doen nie. Ek gaan nie kom nie, oor hierdie of daardie rede, of nee, dit is nie die waarheid nie, dit is wat die waarheid is. En dit is nie vir mense maklik om dit te doen nie, maar net soos wat 'n mens moet kan ja sê, moet jy definitief ook kan nee sê. En dan Handelinge 10 vers 13, en sommige van die rondtrekkende Jode, duiwelbesweerders, het het gewaag om die naam van die Here Jesus te noem, oor die wat bose geeste gehad het, en te sê, ons besweer julle by Jesus wat Paulus verkondig. Goed, so jy het hierdie mense wat hulle uitgee vir duiwelbesweerders, wat duiwels uitdryf, en hulle gebruik die naam van Jesus Christus, om hierdie bose geeste te weerstaan, en hulle het inderdaad die bose geeste, 'n klomp van die bose geeste weerstaan en uitgedryf. Natuurlik
was hulle hart nie self daarin nie, hulle het nie self in die Here geglo nie, en dan beland hulle mens in die moeilikheid nie. As jy die Here nie self ken nie, want jy kry met 'n ander kategorie, 'n hoër kategorie van bose geeste te doen, en dan moet jy geestelik baie paraat en sterk wees. Jy moet baie stewig gevestig wees in die verlossingswerk van Christus. Jy moet baie nou lewe by die Bybel, jy moet 'n intense gebedslewe hê. So, dis wel 'n vers wat vir ons bewys dat die bose kan weerstaan word en moet weerstaan word. Ek glo werklik dat die kerk van die Here, ook ons gemeente, is in 'n stryd gewikkeld teen die bose, ook in ons dorp. Efesiërs 6 vers 12, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, my voorbeeld van die misdadiger wat oor die palisade kom, maar teen owerhede, teen magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu. En ek dink, en daar is inderdaad verklaarders wat dit sê, owerhede hier is nie die owerheid, is nie die regering, maar is verskillende kategorieë van hierdie duiwelse magte, owerhede, magte, wêreldheersers van die duisternis, Daai van die duisternis lees jy, moet jy eintlik lees by owerhede van die duisternis, magte van die duisternis, wêreldheersers van die duisternis, van hierdie eeu, van die tyd waarin ons nou lewe, teen die bose geeste in die lig. Soms is dit mense wat deur bose geeste beset is, ander kere is dit dood eenvoudig geeste. Dis 'n stryd op baie verskillende vlakke. Jou vriend daarin is die waarheid, die woord van God, gebed, medegelowiges, 'n getroue routine in terme van jou geestelike lewe. Efesiërs 6 vers 16, behalwe dit alles neem die skild van die geloof op, waarmee julle al die vurige pyle van die bose sal uitblus. Die skild van die geloof was om die brandpyle van die bose mee te blus. Leef jou geloof. Goed, kom ons kry gou 'n kort bespreking of enige vrae as daar miskien is. As daar nie ietsie is nie, ons sal volgende week verder gaan. Dit vat my nou 'n bietjie langer, as wat ek gedink het om deur hierdie gedeelte oor die bose, wat die Bybel sê oor die bose geeste te kom, maar kom ons vat maar ons tyd. Ek sluit vir ons dan af met 'n gebed. Ek wil net gou hier kyk. Ek wil net gaan kyk of ek het sien. Okay. Goed, baie dankie Helena, ek is nie altyd so vaardig met hierdie chat funksie nie. Ons sluit af. Ons Vader wat in die hemel is, ons besef net dat ons is in 'n geweldige stryd gewikkeld in hierdie wêreld, 'n stryd teen al die helse magte, en dat dikwels het ons ook nou al by die punt gekom dat ons beïnvloed geword het deur ander mense rondom ons, deur koerante, deur sogenaamde geleerdes en hulle opinies en hulle menings, en wat almal dink die oplossing is, en dokters met hierdie behandeling en daardie behandeling, en op die ou einde praat u 'n baie eenvoudige en 'n regte taal met ons in die Bybel, oor wat in hierdie wêreld aan die gang is, hoekom ons sekere dinge by onsself en by ander mense waarneem. U sê vir ons hoe belangrik is dit om die pad van berou en bekering en vergifnis te loop. U wys vir ons op die Bybel, op die kerk, op hoe belangrike gebedslewe is, hoe belangrik goeie geestelike sang is. U praat, dis die dinge wat u van praat in die Bybel. En ons ignoreer dit baie keer en dit gaan nie met ons goed nie, want ons het ou, vooropgestelde idees wat ons aan vashou. Ons bid Here dat u sal gee dat ons sal terugkeer na u woord toe, en ons bid dat u ons sal seën en sal bewaar, en ons vra dit in u seun se naam. Amen.
Goed julle, baie dankie. Dankie dat julle ingeskakel het en 'n mooi en 'n geseënde dag vir julle almal.